Op hierdie Dinsdagmôre groet ek jou in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, ons Verlosser en Saligmaker. Dankie dat jy ingeskakel is by Saaityd en ek vereer die lewende God vir hierdie pragtige dag. Die wind waai so 'n bietjie, dis koelerig, dis nat, maar dis so 'n pragtige dag wat Vader vir ons gegee het, dat ons hom kan vereer en hom kan verheerlik. Maar ek wil met jou gesels vanmôre oor iets wat nogal 'n groot bekommernis is vir my. Dis 'n groot bekommernis wat ek raak sien in soveel mense se lewe. En ek sien dat soveel mense, volwassenes, loop rond met 'n slaafmentaliteit. Hulle loop rond met 'n slagoffer denkwyse. Dis nou natuurlik 'n victim mentality. Jy's altyd die slagoffer van die dinge van hierdie lewe. En die oomblik wanneer jy so 'n bietjie stampe en stote kry van hierdie lewe, dan blameer jy ander mense in steede daarvan om te kyk, maar waar lê die probleem? En ek sien daar soveel mense, en dis ongelukkig en dis 'n bekommernis vandag in my lewe. Dis 'n bekommernis. En ek deel met baie mense, ek praat met mense oor die foon en ek sien mense, en dan kom ek agter, maar hierdie persoon sit met 'n slagoffer mentaliteit. En dan sit gelowiges. Dan sit gelowiges wat die lewende God veronderstel is om te dien in gees en in waarheid. En Vader het nog nooit in ons lewe vir ons 'n slagoffer mentaliteit gegee nie. Nooit. Hier is die probleem. Mense ken nie hulle identiteit nie. Mense verstaan nie wat hulle identiteit is nie. Mense funksioneer nie in hulle identiteit nie. Nou sit hulle met 'n verkeerde identiteit en die duiwel kom en hy kom plaas daai denkwyse, daai slagoffer denkwyse, daai mentaliteit op mense se lewens, want jy sien, nou gaan sit ek in 'n hoek, en ek huil, en ek krepeer, en dit gaan alles net oor my, en die oomblik as daar dinge verkeerd gaan, dan maak ek geraas, en nou moet almal aan my kom aandag gee, want jy sien, ek het 'n slagoffer mentaliteit. Nou moet almal daar wees om my te vef, en aandag te gee, want jy sien, dit voed my emosionele toestand. Dis wat ongelukkig gebeur, en dan is dit volwasse mense. Nou wil ek jou gou bring na die woord toe. 1 Korintiërs hoofstuk 13 vers 11. Die woord sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind. Ek het geredeneer soos 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind. Maar nou dat ek die dinge van 'n kind afgelê het en ek het 'n volwasse man geword, funksioneer ek anderste. Mense, dit is belangrik dat ek en jy sal kyk na die woord en dat ons sal ag gee dat selfs Vader sê in sy woord dat ons kan nie met 'n verkeerde mentaliteit funksioneer nie. Ons kan nie daai slaafmentaliteit hê en die slagoffer mentaliteit waar alles is altyd iemand anders se skuld en ek is die slagoffer van alles wat verkeerd loop in hierdie lewe, en dan wat dan gebeur is, dan vat jy as mens nie verantwoordelikheid nie. En is belangrik, Vader wil hê dat jy moet verantwoordelikheid vat en jy moet uitkom uit daai mentaliteit. Jy moet uitkom in daai denkpatroon. Daarom sê die woord, toe ek 'n volwasse man geword het, ek die dinge van 'n kind afgelê. So ek kan nie meer soos 'n kind funksioneer nie. Ek kan nie meer redeneer soos 'n kind nie. Ek kan nie meer funksioneer soos 'n kind nie. Ek kan nie meer praat soos 'n kind nie, maar ek sien dit in soveel mense se lewens. Hulle is volwasse, maar eintlik geestelik onvolwasse. Hulle is volwasse, volgroeide mense, maar eintlik nog so onvolwasse in hulle optrede. En daarom is dit vandag belangrik dat jy jou mentaliteit sal verander. En ons moet teruggaan na die woord toe. En as jy gaan kyk in Efesiërs hoofstuk 1, sal jy sien daar is 7 eienskappe in terme van jou identiteit. En die oomblik as jy jou identiteit kom ontdek, dan kom jy agter, maar weet jy wat? Vader het nie van my 'n slagoffer gemaak nie. Vader het nie van my 'n slaaf gemaak waar ek nog gebonde moet wees aan die dinge van hierdie wêreld, dat ek 'n slaafmentaliteit het, dat ek hierdie slagoffermentaliteit het, dat wanneer goed verkeerd loop en wanneer dinge net nie goed gaan in my lewe nie, dan blameer ek ander mense en ek is nou die slagoffer en nou moet almal aan my kom aandag gee. Want dan funksioneer jy in jou emosionele toestand. So ons moet klaar kry met die emosionele toestand en ons moet werklik waar begin om te lewe deur die gees van Jahwe ons Elohim.
En as jy begin lewe deur die Gees, weet jy wat gebeur? Dan begin jy anders te funksioneer. Want dan het jy nie meer die denkwyse van 'n kind nie. Jy praat nie meer soos 'n kind nie. Jy praat nie meer soos 'n slaaf nie. Jy begin nou funksioneer as 'n ware koningskind wat vergewe is, wat verlos is, wat 'n erfgenaam is, wat verseël is met die Heilige Gees, wat gewas is met die bloed van die lam, en dan begin jy anders te funksioneer. Want die oomblik wanneer jou gees begin voorloop en jy's nie meer gebonde aan jou emosionele toestand nie, dan kom jy in oorwinning. So mense, ek wil vandag hierdie woord vir jou gee, dat jy vandag sal besef, jy moet klaar kry met die emosionele toestand, met die denkwyse van, ek is 'n slagoffer, en wanneer goed verkeerd gaan in my lewe, dan in steede daarvan om hierdie kant toe te blameer, en 'n introspeksie te doen, blameer ek ander mense, en o nee, die wêreld is nou teen my, en almal is teen my, en nou speel ek die slagofferkaart. Want jy sien, die oomblik wanneer ek dit doen, dan is die aandag, ag, is jy okay? Ag, wat kan ek vir jou doen? Dan is jy eintlik soos 'n kind, soos 'n babietjie, wat nog sy doek nat maak, wat nog 'n bottel nodig het, en die oomblik wanneer jy skree, dan is die bottel daar, en dan word die doek nat, dan moet die doek omgeruil word, en die bodem moet mooi afgevee word, en dan moet die winde ook nog uitgeskit word. Jy sien, dis 'n verkeerde mentaliteit, en dis 'n slagoffer denkwyse. Daarom, Vader het nie van ons slagoffers gemaak nie. Weet jy wat sê in sy woord? Hy sê in sy woord dat ons is tot alles in staat deur Yeshua die Messias wat ons die krag gee. En hy sê in Romeine hoofstuk 8, en hy praat so mooi daarvan, wat hy sê dat ten spyte van alles wat in ons lewe kan gebeur, deur dit alles is ons meer as oorwinnaars. Halleluja! So ek wil hê dat jy vandag hierdie boodskap moet toepas in jou lewe, dat jy sal ontslaa raak van die verkeerde mentaliteit, die verkeerde denkwyse, die verkeerde spraak, wat jou in 'n posisie plaas van 'n slagoffer mentaliteit. En dat jy sal begin funksioneer soos meer as 'n oorwinnaar, om die lewende God te vereer en te verheerlik. Halleluja! So ek wil jou challenge vandag, vat hierdie woord op, en verander jou gedagtepatroon. So kom die woord sê, ons moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar ons moet verander word in die gees van ons gemoed. Dis ons gedagtepatroon. En die oomblik as jy dit kan begin verander, en jy kan sien wie jy is in Yeshua, gaan jy anders te begin funksioneer. So moenie kyk na dit wat fout gaan in jou lewe, en ander mense blameer, maar kyk so 'n bietjie in, en kom agter, maar hoor hierso, ek is nou besig om in my emosionele toestand te funksioneer, en raak ontslae daarvan, en kry die gees van God weer opnuut in jou lewe, sodat jy kan triomfeer as meer as oorwinnaar. Halleluja! Nou ja, dis my storie, dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy deel is van hierdie bediening, mag jy vandag geseënd wees, en mag jy vandag meer as 'n oorwinnaar wees in die teenwoordigheid van Skepper lewende God. Van my kant af, Rian Abri, dis altyd 'n voorreg, wees geseënd tot volgende keer, Shalom!